Hartlik welkom by Leef die Woord. Dis altyd lekker om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Ons is met 'n reeks gesprekke besig na aanleiding van die brief Jakobus en dit handel oor die dinge wat ons sê, die woorde van ons mond. Wanneer ons die brief van Jakobus bestudeer, dan merk ons op dat hy in al 5 hoofstukke op een of ander stadium, op een of ander manier 'n verwysing maak na die dinge wat ons sê. En dat ons moet oplet dat die dinge wat ons sê, die dinge wat ons kwytraak, dat dit nie ons goeie getuienis en ons godsdienstige uitlewing sal aftakel nie. Dat ons woorde sal tel, want woorde tel. Nou voordat ons by vandag se boodskap kom, na aanleiding van Jakobus 4 vanaf vers 13, kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons weer so lekker rondom u woord kan kuier en uit u woord kan gesels. Sal u ons gesprek omrig, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons bemoedig mekaar dikwels met positiewe uitdrukkings, met, kom ons noem dit maar slogans of goed wat sommer net lekker gesê word, die beste lê nog voor. Of wat van hulle wat na niks mik nie, tref dit elke keer. Motiveringspredikers of sprekers en lewensafrigters sal dikwels uitdrukkings gebruik soos plan your work, then work your plan. En so weet ons ook dat geen mens onbeslis en effektief kan wees nie. Die vraag is egter, hoe relevant is hierdie tipe slogans, hierdie tipe motivering om doelgerig en intentioneel te wees? Hoe relevant is dit, wanneer ons kyk na Jakobus 4 vanaf vers 13, hoe reg is dit? Kan ons dit vir mekaar sê? Is dit reg om doelgerig te leef? Nou wat lees ons in Jakobus 4 vanaf vers 13? Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Wil Jakobus vir ons sê dat ons rigtingloos en doelloos deur die lewe moet dryf? Is dit wat hy voorstel? Wat moet ons maak met Jakobus 4 vanaf vers 13 tot en met vers 17? Nou kom ons let eerstens op na vers 13, vers 14 en vers 16. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Maar nou roem julle in julle groot pratery en al sulke roem is verkeerd. Wanneer ons hierdie woorde lees, is dit belangrik dat ons moet besef dat die woord van die Here dit nie teen doelgerigtheid het nie. Trouwens, dit is belangrik dat ons met visie, met rigting en met intentionaliteit sal lewe, dat ons die lewe met hierdie tipe doelgerigtheid sal aanpak. As ons na die woord van die Here gaan kyk, dan merk ons juis ook teksverse op wat ons aanmoedig om dit te doen. Teksverse wat die onderliggende boodskap dra van doelgerigtheid en van visie. Ek dink byvoorbeeld aan Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit wat na vore is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. In 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24 tot 27 maak Paulus byvoorbeeld van hierdie uitdrukking gebruik van 'n atleet wat doelgerig hardloop en met hierdie voorneme hardloop om sekerlik die prys te behaal, dat hy dit sekerlik gaan wen. Hy sê ek hardloop soos een wat nie onseker is nie en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So dis baie duidelik dat ons doelgerig moet wees, dat ons planmatig moet werk. Maar is die skrif nou besig om mekaar hier te weerspreek?
Nee, glad nie. Wat Jakobus wil hê ons moet verstaan, is dat ons moet waak teen die arrogansie van van selfvoldaanheid, van grootdoenerigheid of van egoïsme. Ons moet waak daarteen. Jakobus waarsku ons teen daardie valse gerusheid van die idee dat ons die finale sê oor ons lewe en oor ons lewensduurte het. Hy sê juis, hoe danig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Dit herinner ons aan die gelykenis wat Jesus vertel het, waarvan ons lees in Lukas 12 vanaf vers 15. Van 'n ryk man wie se land 'n goeie oes opgelewer het. En toe redeneer hy by homself en hy sê nadat sy grond so goed gedra het, wat sal ek doen? Hy sê ek het nie plek om hierdie oes wat ek nou ingesamel het te kan bære nie, want dit was 'n groot oes. Ek gaan my skure afbreek en ek gaan dit groter bou en dan gaan ek al my opbrengste en goed daarin insamel. En ek gaan vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus en eet en drink en wees vrolik. En dan sê Jesus in die vertelling van hierdie gelykenis, dat God gesê het, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? Hoor wat sê vers 21. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Sien, die gevaar waarteen ons gewaarsku word, is dat ons nie ons lewens so moet inrig, dat ons geen gedagte daaraan gee, dat ons lewens oop en bloot voor God leef nie. Ons moet nie die geringheid van ons eie mens wees, vergeet, in die aanskyn en in die teenwoordigheid van God se grootheid, sy onpylbare grootheid en sy verbuisterende almag nie. Ons moet nie vergeet dat ons maar mens is nie. Nee, die woord van die Here wil ons nie leer dat ons pessimisties oor die lewe moet wees nie. Die woord van die Here wil nie hê dat ons nie ambisie moet hê nie, beslis nie. Maar waarop die woord van die Here aandring en wat Jakobus onder ons aandag bring, is dat ons nie 'n morbiede beheptheid met moontlike rampe sal hê nie, maar dat ons 'n realistiese houding teenoor die lewe sal hê. Hierdie realistiese en gelowige houding teenoor die lewe sal hê, dat ons lewe leef in totale afhanklikheid van God en dat ons lewe deur die geloof leef. Wanneer ons besef dat die toekoms onseker is, leer dit ons nie net om die Here te vertrou in elke oomblik waarin ons is nie. Selfs al het ons oorvloed en genoeg van dit wat ons harte begeer en wat ons plesierig en vrolik maak. Wanneer ons besef dat ons van die Here afhanklik is, alhoewel ons ook 'n vooruitsig vir die lewe het, ambisieus is, besef ons ook dat ons die waarde van die oomblik nie moet vergeet nie. Soms het ons sulke groot toekomsplanne dat ons vergeet van waar ons nou is en verloor ons tred met dit wat rondom ons gebeur. En dan sê Jakobus, in plaas dat julle sê, dis nou Jakobus 4 vers 15, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Sien, Jakobus wil hê dat ons moet verstaan, ons perspektief op ons aardse lewe, moet ons vanuit die hemele uit bekyk. Jakobus wil hê dat ons hierdie waaragtige en opregte gesindheid in ons lewens moet inbou en deel van ons lewens maak, dat ons lewens in die hande van die Here is, ten spyte van ons beplanning en ons ambisie. Sien, midde in ons doelgerigtheid en inbegrepe met ons eie intentionaliteit en ons planne om by 'n bepaalde plek uit te kom, moet ons altyd met groot vrymoedigheid kan sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Vroeger jare was dit vir my aanvanklik vreemd as ek gehoor het dat ouer mense gesels en sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. En ek het gewonder, hoekom doen hulle dit? Wel, nou weet ek en nou weet ons, die woord van die Here leer ons, dat ons lewens moet leef in die bewustheid daarvan, dat ons van die Here afhanklik is.
hierdie bewustheid van en hierdie onderdanigheid aan die oppergesag van God, lê nie ons lewens aan bande nie. Trouwens, dit bevestig ons afhanklikheid van die Here. Hierdie woorde leer ons, soos iemand geskrywe het, self-centered bragging must be replaced by God-honoring trust. As die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Beteken gewoon eenvoudig, dat ons, al het ons hoeveel ambisie en al is ons hoe doelgerig en intentioneel, dat ons altyd besef, dat ons lewens in die hande van die Here is. Die pleidooi is beslis nie om huiwerig te wees nie, maar om altyd van die Here afhanklik te bly, maar om dit ook te bely. Vriende, ons kan dus met oortuiging leef. Ons kan beplanning doen en ons kan dit uitleef. Maar dit bly altyd onderworpe aan die kortstondigheid van die lewe, waaroor jy en ek geen finale sê en in werklikheid geen beheer het nie. In Spreuke 19 vers 21 lees ons: baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here sal bestaan. Spreuke 27 vers 1 sê: beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal inbring nie. Julle sien, vriende, ons mis 'n kernwaarheid van 'n doelgerigte lewe, indien ons nie besef dat ons lewens in totale afhanklikheid van God moet leef nie. En wanneer ons dit nie besef nie, dan lees ons baie duidelik dat ons die merk mis. Jakobus sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. In die konteks van hierdie gedeelte beteken dit, wanneer ons weet dat ons lewens in afhanklikheid van God moet leef, en dat ons nie die finale sê oor ons lewe het nie, al is ons hoe doelgerig en hoe gedrewe. As ons dit nie besef nie, dan mis ons die merk, dan doen ons sonde. Ons mis die merk, ons doen sonde, wanneer ons dink dat ons persoonlike aspirasies, ons doelwitte, ons intentionele lewe, soos voorskrifte aan God is, sonder om te besef, dat ons van die Here afhanklik is, en dat ons almal voor sy almag buig. Ons doen egter goed, sê Jakobus, wanneer ons afhanklikheid van God besef en dit bely. Ja, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Dit beteken geensins dat ons twyfel oor wat ons moet doen nie, dat ons, wanneer ons iets wil aanpak, sê, ek weet nou nie of ek dit regtig moet doen of nie moet doen nie, maar dat ons nie so arrogant sal wees om te dink, dat God voor ons beplanning moet buig, en dat ons hom nie nodig het nie. Selfs al sal dit met ons baie goed gaan, en al selfs het ons oorvloed. Nou wil ek jou aanmoedig, kom ons herinner mekaar daaraan, wanneer ons praat oor die dinge wat ons wil doen, die beplanning wat ons het, dat ons met alle opregtheid en met alle afhanklikheid sal sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. En selfs wanneer ons dit doen, vriende, is ons besig om te verkondig dat God die een is voor wie ons buig. Dit word in werklikheid 'n wonderlike manier om die evangelie te verkondig, wanneer ons sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Mag die Here ons help om altyd te besef dat ons van hom afhanklik is. Ek vertrou dat hierdie oordenking jou en my gaan help om te besef dat ons die Here nodig het, al is ons hoe doelgerig in ons beplanning en in ons voorneme. Mag die Here ons verseker hiermee help. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die vreugde wat ons het om te kan lewe. Dankie dat U ons potensiaal gegee het, vaardighede, vermoëns. En Here, dat ons met 'n plan kan lewe, met 'n visie kan leef. Nogtans wil ons sê,
dat ons U nodig het. En daarom, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Amen. Vrede vir jou.